Ons dien 'n wonderlike God wat belangstel in elkeen van ons. En ek weet die tyd het nou al 'n bietjie geloop, maar ek gaan regtig probeer om voor 11:00 klaar te wees. So wees geduldig vanoggend, want hier is ietsie wat die Here op my hart gelê het wat ek vanoggend met julle wil deel. En ek dink ons is in 'n tyd, en veral hierdie tyd van die jaar, wat dinge nie altyd vir ons uitwerk soos ons dit wil hê nie. En as ek sê die dinge werk nie altyd vir ons uit soos ons dit wil hê nie, ek weet nie of dit net by my is nie, maar soms hierdie tyd van die jaar, dan voel jy amper so half vol struiserig. Jy weet, jy wil 'n gat grawe, jou kop aandruk en jy wil net jou kop so rukkie daar hou. Het van julle al so gevoel? Nou hulle sê dis die volstruis-sindroom, maar blykbaar doen 'n volstruis dit nooit nie. Maar hy druk nie sy kop in 'n gat nie, maar soms voel dit net asof die omstandighede of die druk buitekant net so swaar is dat 'n ou voel maar jy wil eintlik maar net so 'n bietjie wegkruip. Het julle dit ook al so ervaar? Jy wil net sommer so 'n bietjie wegloop, en veral hierdie tyd van die jaar is baie van ons is so half in survival mode. Jy weet, so ons oorleef net. Jy weet, ons moet net deurgaan, en die gevolg is dat ons baie keer juis in hierdie tyd waarin ons is, wat ons eintlik veronderstel moet wees om opgewonde te wees oor wie ons is in die Here en wat die Here vir ons doen, baie keer is ons juis nou in 'n tyd wat ons voel maar kan dit nie maar net verbygaan nie. En weet julle wat, as ek so in die woord van die Here lees, dan lees ek dat daar is verskeie godsmanne en godsvroue wat ook so gevoel het, wat dieselfde ervaar het in hulle lewens, wat ook op 'n stadium gekom het, wat hulle gevoel het, nee, kyk, hierdie is nou genoeg. Jy weet, hulle was of op 'n laagtepunt, of hulle het gevoel, nee, jy weet, dit kan nie nog so langer so aanhou nie, en wanneer ons na hulle lewens kyk, en kyk na die donker plekke waar hulle was, en dit wat hulle gedoen het, om daardeur te kan oorwin, of te oorleef, dink ek kan ons baie by hulle leer, ook in hierdie dag, dat wanneer ons op 'n plek kom, waar ons voel, maar ek's op 'n donker plek, of maar dinge werk nie vir my lekker nie, waar ons by hulle kan leer, en dit self toepas in ons lewens, sodat ons ook in daardie hele proses kan lees. En ek het vanoggend het ek so 'n paar ouens so met hulle metodes en tegnieke wat hulle gebruik het ek uitgelig, en wil ek sommer net by stil staan, en die eerste een waarby ek wil stil staan, is by 'n baie bekende persoon, en ons almal weet wie hy is, en as ek sy naam noem, gaan julle almal direk weet van wie ek praat. Hy het weggehardloop, en sy naam is Jona. Hy het 'n opdrag van die Here gekry, en hierdie opdrag was vir hom net te swaar. Hy kon dit nie insien hoe om dit te doen nie, en ons lees dat hy probeer weghardloop van die Here af. Hy probeer vlug. As ons gaan kyk daar in Jona 1, vers 1 tot 3, lees ons, en die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en preek daardeen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Nou wil hy nie saamwerk nie. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Jaffo afgegaan, en 'n skip gevind, en na Tarsis, wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim, om saam met hulle na Tarsis te vaar, en die aangesig van die Here af weg. Het julle al partykeer gevoel, jy wil net wegvlug, van die aangesig van die Here af weg? Nou dit is tipies wat hier met Jona gebeur het. God het 'n plan met hom gehad, God het 'n bedoeling met hom gehad, maar in plaas daarvan om te gaan doen, want hierdie opdrag wat die Here hom gegee het, was vir hom net te swaar. En so is dit soms ook in ons lewens, dat daar opdrag, 'n roeping in ons lewe, of dalk is dit 'n verhouding, wat ons met iemand het, 'n verhouding waarin ons staan dalk, waarvan ons al wil wegvlug, dalk iets by jou werk, of 'n situasie by jou werk, wat vir jou net te swaar raak, wat jy net nie kan sien om dit deur te druk nie, en jy wil wegvlug. Nou die realiteit is dat Jona het weggevlug, en ons weet wat gebeur het, dat die Here 'n storm gestuur het op daardie see, en dat hy oorboord gegooi is, en dat 'n vis hom ingesluk het. En so op die vis wat hom ingesluk het daar 'n juffrou eendag gesê, maar in 'n klas gesê, maar dit is onmoontlik, 'n vis kan nie 'n man insluk nie. En 'n seentjie sê, maar juffrou, die Bybel sê dat 'n vis het Jona ingesluk. En die juffrou sê, wel, dit kan nie gebeur nie, en hy sê, wel, as ek in die hemel kom, gaan ek bietjie vir Jona vra wat het gebeur. En die juffrou kyk hom so, en sy begin te lag, en sy sê, en as Jona nie in die hemel is nie? Hy sê, juffrou, dan kan jou maar vra. Nou die realiteit is
God het alles gestop vir hom en hom teruggevat na waar hy hom wou gehad het. En Jona moes sy uitdaging face. Hy moes juist die opdrag wat die Here vir hom gegee het, moes hy face. En wil ek vandag vir jou sê, baie keer sit ek en jy in 'n situasie waar ons iets wil doen waarvan ons wil weghardloop. Maar ek wil vir jou sê, nie weghardloop nie. Jy gaan dit face. As jy dit nie nou face nie, gaan jy dit later face. As dit nie nou gaan gebeur, dan gaan dit later gebeur. Maar jy gaan daardie situasie wat voor jou staan, gaan jy in die oë moet kyk en weet julle wat gebeur hier? Jona gaan en hy gaan preek vir 'n stad. En een van die beste preke lyk dit vir my nog, want daai hele stad kom inkeer. Daardie hele stad sit in sak en as voor die Here en vra vergifnis. In hele plaas daarvan dat God daardie stad vernietig, spaar hy daardie stad. En Jona is ongelukkig, want hy wou eintlik gesien het hoe die stad vernietig word, en hy is sommer kwaad, hy sê, Here, ek het geweet jy gaan dit doen. Want weet julle wat? Sy hart was nie opgelei met God se hart nie. En ek wil vir jou sê, as jy op 'n plek is waar jy wil hardloop en voel jy moet aanhou hardloop, moet jy dalk 'n bietjie stil raak en vra, is jou hart regtig in lyn met God se hart? Want as jou hart nie in lyn is met God se hart nie, gaan jy aanhou wil hardloop. En jy gaan nooit op 'n plek kom waar jy regtig rus kan vind nie. God het 'n plan en 'n doel vir jou om 'n impak te maak. Jy kan nie weghardloop nie. Dit gaan jou inhaal. Die volgende punt waarby ek wil stil staan is, eendag bo, eendag onder. Dan word eendag is jy in die wolke en 'n ander dag is jy onder op die grond. Het al so gevoel? Ja, dit klink bekend, nee. Nou, ons vind hierdie verhaal van Elia. 'n amazing verhaal waar Elia, die wolke stop vir 3 jaar, dit reën nie, en die Here sê vir Elia, dis tyd, en hy kry al die Baalpriesters en al die ouens bymekaar, en hy sê, vandag gaan ons sien wie is die ware God, en hy sê vir die Baalpriesters, right, gaan aan julle, kyk of julle offer aan die gang kan kry, of julle God 'n vuur kan op daai altaar sit, en die Baalpriesters gaan te kere, maar niks gebeur nie, en Elia, hy roep God aan, en God stuur vuur, en hy verteer daardie offer, en dis nou 'n baie verkorte weergawe van wat gebeur het, en Elia begin te bid vir reën, en nadat hy opdrag gegee dat hulle al die Baalpriesters doodmaak, en na die 7de maal wat hy bid, sê sy diensknegt vir hom, maar sy wolkie so groot soos 'n man se hand, en hy sê ons moet gaan, en hy sê vir die koning, is tyd om te gaan, die reën kom, en die woord sê, dat in 'n oomblik was die wolke swart, en Elia het voor die koning se perde uitgehardloop. Nou kry net 'n bietjie daai prentjie, 'n perd hardloop nogal 'n redelike spoed. En Elia het voor daai perde uitgehardloop. Dit was 'n wonderwerk in dit self. Wat nog te sê van die vuur wat God uit die hemel uit geantwoord het. Maar weet julle wat gebeur? Ons lees daardie volgende dag in 1 Konings 19 lees ons, en Agab het Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia en sê, mag die gode so doen en so daaraan toe doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. So Elia kry hierdie verskriklike boodskap van haar af, en kyk hoe reageer hy hierop. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly, maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn heen gegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. So Elia het op 'n plek gekom waar hy werklik waar depressief was. Waar hy regtig waar in 'n gat was. Hy het 'n donkerheid om hom gesien, en hy het net nie gesien hoe om uit hierdie ding uit te kom nie. In so 'n mate dat hy gebid het, ag Here, neem uit hierdie lewe van my weg. Genoeg is nou genoeg. Hy wou doodgaan. En ek dink dis 'n baie bitter plek om te wees, as jy op 'n plek is waar jy voel, Jesus, dis nou tyd om dood te gaan, dis nou genoeg. En dis waar Elia was. En Elia raak in die slaap, en weet julle, toe hy in die slaap raak en hy word wakker, is daar 'n engel wat hom bedien. En die volgende dag, toe is dit God self wat met hom praat. En weet julle wat doen God? Hy kom en hy herstel die godsbeeld in Elia se hart.
Want Elia het na hierdie vrou gekyk, vrees het hy toegelaat om beheer oor sy lewe te vat, en hy het beheer weggegee aan Jezebel. Hierdie Godsman, hy het toegelaat dat dit wat sy in sy lewe ingespreek het, sy blydskap vat. En weet julle, God kom redeneer nie met Elia en sê vir hom, ag, jy is so 'n wonderlike mens nie. God vat hom en hy openbaar homself aan hom. Hy wys hom net weer 'n bietjie wie hy werklik is. En nie in die donderstorms en nie in die al hierdie ander goed in die donkerheid en so aan vind hy God nie, maar in die sagtheid van 'n windjie ervaar Elia God en God openbaar homself. En ek wil volgens vir jou sê, geliefdes, ons kan nie ons mandaat weggee nie. Ons kan nie ons harte weggee nie. Selfs wanneer slegte goed met ons gebeur. Ons het so 'n klompie jare terug, toe ons so jonk in die bediening is, het ons 'n aand het ons 'n amazing diens, en die Here maak mense vry en manifestasies van duiwels en dit was net so amazing om te sien hoe die Here deur 'n klomp jong mense werk. En daardie volgende oggend baie opgewonde stap op kantoor toe, na die kerkkantoor toe, ons het langs die kerk gebly en baie opgewonde oor wat gisteraand gebeur het en toe ek daar instap, in die kantoor instap. Toe sê die sekretaresse vir my, het iets vir julle gekom en sy stoot so 'n briefie na my toe. En toe ons die briefie oopmaak, is dit 'n prokureursbrief wat ons aanskryf of ek weet nie wat noem jy dit nie. En onmiddellik is ons nie kwaad nie, ons word nie kwaad nie, ons is toe sommer kwaad. Want wat gee hierdie man die reg om dit te doen? En die ergste van alles, dit was nog een van my vriende. Ja. En onmiddellik is my blydskap weg. Onmiddellik is die mooi wat die Here gister gedoen het, is dit weg. En die realiteit is, dit wat hy toe vir ons geskryf het, hy was 'n prokureur, en dit wat hy ons voor aangeskryf het niks met ons uit te waai nie. Daar's niks wat ons daaraan kan doen nie. En dit was die ironie van die ding is, dat ek het steeds toegelaat, dat dit my blydskap wegvat. En het my 'n paar dae gevat, om net weer my fokus reg te kry, om te besef, maar, dis 'n manier wat die vyand kom steel. Dis 'n manier wat die vyand ons blydskap wil kom steel, want die vyand weet, hy's klaar oorwin. Daarom wil ek volgens vir jou sê, wanneer jy op 'n plek is en jy voel, ja, jy weet net nie hoe om vorentoe nie. Nie jou blydskap weggee nie. Moenie die beheer weggee nie. Weet jy wat doen die Here met Elia? Hy stuur hom nie eers om 'n paar weke te gaan rus of 'n paar maande te gaan rus nie. Eerstens openbaar hy homself aan Elia, en toe hom geopenbaar het, toe sê hy vir hom, gaan salf 'n ander koning in hierdie koning se plek. Hy gee hom dadelik weer 'n opdrag, en hy moet teruggaan, en hy moet 'n ander koning gaan salf in hierdie koning se plek wat hom wil doodmaak. Wie se vrou wil doodmaak. Die Here gee hom 'n opdrag, gaan terug. Gaan salf 'n ander koning oor Israel, gaan salf 'n ander koning oor Juda. En terwyl jy gaan salf vir Elisa wat jou opvolger gaan wees. En die Here gee hom 'n opdrag. En Elia gaan en hy gaan doen wat die Here vir hom gesê het. 'n Derde ding wat ons kan lees van wat ons gereeld doen is ons onttrek. Nou in Genesis 32 lees ons die verhaal van Jakob wat sy broer tegemoet moet gaan. Hy moet Esau tegemoet gaan. Nou vir 20 jaar het hy van Esau af dit reg gekry om van Esau af te vlug, en as julle sal onthou dat Jakob en Esau se paai het geskei nadat Jakob Esau sy eersgeboorte seun gesteel het. En Esau het gesê hy gaan sy broer doodmaak, en Jakob het vir hom gevlug. En nou na 20 jaar trek Jakob met al sy besittings, sy vroue, sy kinders en 11 van sy seuns, en hy is op pad om sy broer te ontmoet, en daar is 'n benoudheid in Jakob se hart, en hy het 'n strategie wat hy sy besittings en alles opdeel, en eers 'n deel stuur, en dan so het hy in sy kop het uitgemaak, as sy broer hom dan aanval, dan maak hy daarom nie al sy besittings of al sy mense dood nie. So Jakob het dit so by homself uitgereken, en dan daar in Genesis 32 lees ons hoe Jakob sy vrou en sy seuns en al sy besittings by hom, in die nag toe hy opstaan, toe besluit hy net, nee, dis nou genoeg, en hy stuur hulle almal weg.
Hy stuur hulle almal deur die rivier, hy laat hulle almal deurtrek. En Jakob bly agter. Hy wil onttrek, hy wil alleen wees. Hy soek niemand naby hom nie. So hy weet hier's 'n groot ding op pad, maar hy wil onttrek. En weet julle wat, ek het agtergekom dat as iemand onttrek en jy weet daar's fout in sy lewe. En as ek sê daar's fout in sy lewe, bedoel ek nie sonde noodwendig, ek bedoel daar's iets wat hom pla, daar's iets waarmee hy stry, daar's iets wat besig is om hom op te eet. En Jakob gaan onttrek. En weet julle wat sleg as ou so onttrek? Dit raak eers erger voor dit beter word. So een van die slegste goed wat jy kan doen wanneer jy in 'n krisistyd is om te onttrek en eenkant te gaan wees. Want weet julle wat gebeur? Toe Jakob almal nou deur die rivier en hy kom terug. En ek gaan nou nie stil staan by al hierdie skrifverse nie. Maar toe hy terugkom, is daar 'n man skielik by hom wat met hom worstel. En hierdie worstel beteken letterlik, toe hy terugkom, het daar skielik 'n man opgedaag. En hierdie man het met hom begin beklei. So hierdie man het letterlik met hom begin stoei. En Jakob wat stil wou wees, wat eenkant wou wees, is skielik in 'n geveg ingeknoop wat hy nie wou gehad het nie. En weet julle wat, dit was nie net vir 'n rukkie nie, dit was die hele nag. Moes hy teen hierdie man beklei. Die hele nag moes hy worstel teen hierdie man. En dan nog om alles te kroon, sal julle sien die woord man staan met hoofletters. So dit was die Here self wat opgedaag het en met Jakob kom stry het. So hy het gedink, dit gaan sommer nou net, hy gaan nou rustig wees en hy gaan nou rustig sit en dink oor hierdie ding. Want toe is daar stryd. En weet jy, so gebeur dit met ons, wanneer ons wil onttrek. Wanneer ons dink ons gaan nou rustig wees, dan is dit baie keer juist die tyd waar die Here vir jou sê, nee. Dink gou 'n bietjie aan, werk gou hiermee, werk gou 'n bietjie met dit. En in plaas daarvan dat hy rustig kan raak en homself kan voorberei, staan hy die hele tyd in stryd. Moet hy beklei. En nie net terwyl hy beklei, moes hy teen die Here beklei nie, maar dit het hom ook voorberei vir die stryd waarna hy sou staan, want indirek was dit 'n geestelike stryd wat hy moes oorwin sodat hy die volgende dag sy broer Esau kon ontmoet. So dit was 'n stryd wat hy in was, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Maar Jakob het iets gesnap in hierdie hele proses. Hy het besef, maar hierdie is nie 'n gewone man nie. Hy het besef, maar hierdie is die Here teen wie hy beklei. En op die ou ende het dit nie gegaan om te stry nie, op die ou ende het dit gegaan om vas te hou. Het hy die Here vasgehou, en op 'n stadium het die Here vir hom gesê, los, ek moet gaan, en hy het gesê, ek sal nie. As u my nie seën nie, sal ek nie los nie. En die gevolg was, sy oorwinning het gekom omdat hy aangehou het om vas te hou. Totdat die Here op 'n plek gekom het, ons lees daar in vers 29, en hy het hom daar geseën. En is ook hier wat sy naam van bedrieër na Israel toe verander is. So hy het 'n ongelooflike deurbraak daar ervaar. En dit bring my by die laaste punt. En die laaste punt is, soek die bron. Ons lees daar in 1 Samuel 30 vers 3 tot 4, lees ons hoe Dawid, as ek net vandag eers agtergrond kan gee, Dawid vlug vir Saul, hy vlug vir sy lewe. En in die wat hy so wegvlug vir sy lewe, eindig hy op die einde by die Filistyne op, en die Filistyne gaan in 'n oorlog, en Dawid sy manskappe gaan saam met die Filistyne in oorlog, maar langs die pad sê die koning vir hom, wow, ons wil julle nie saam nie, julle kan teruggaan. En Dawid en sy manskappe het by Siklag gebly, en toe hulle by Siklag gekom, toe daar 'n bende deurgetrek, en hulle het hulle huis kom aanval, en hulle het hulle huise geplunder, en hulle vroue en hulle kinders gevat, en hulle het met hulle voortgetrek, en hier kom hierdie manne van die oorlogveld af, en toe hulle daar naby kom, en hulle sien wat gebeur, was hierdie manne stikkend, hulle was gebreek, dit was vir hulle 'n verskriklike skok, en ons lees, en Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters.
So skielik besluit hierdie ouens, maar iemand moet die blame kry, en Dawid se goeie ou om die blame te kry. En hulle besluit, hulle gaan vir Dawid uithaal. Hulle gaan hom klaarmaak. Maar weet julle wat doen Dawid? Daai laaste deel sê, maar Dawid het hom versterk in die Here sy God. Dawid het nie met hulle in argumente betrokke geraak nie. Hy het onttrek in die stilte van sy plek, waar hy ook al was. Want ek dink sy plek was afgebrand. Maar hy het hom gaan versterk in die Here. Hy het die Here gaan soek. Hy het die Here gaan vra, Here, trek ons agter hierdie bende aan of los ons dit? Hy het by die Here raad gaan soek. So as 'n ou na al hierdie 4 voorbeelde en daar's nog verskeie voorbeelde in die woord wat ons gaan deurgaan, maar as ons hierna kyk is daar ietsie wat ons deurgaan van almal kan sê, is die feit dat hulle almal het onttrek of gevlug. So hulle almal wou wegkom of het teruggestaan. So as ons gaan kyk, Jona, hy wou vlug. Elia, hy het onttrek en hy wou doodgaan. Jakob, hy het onttrek en hy wou maar net stil wees. Dawid het onttrek omdat hy hom gaan afsonder het en geraad soek het by die Here. So hulle almal wat in die teenwoordigheid van die Here gestaan het, wou alleen wees en wou juis in hierdie situasie onttrek vir elkeen van sy eie redes. Maar in die feit dat hulle onttrek het, was die Here by hulle. In die feit dat hulle onttrek het God hulle nooit alleen gelaat nie. En ek wil vandag vir jou sê, geliefde, ongeag die stryd wat deur jy gaan, ongeag die uitdaging wat deur jy gaan, jy kan onttrek soveel jy wil, weet die Here is by jou. En hoor gou vir my mooi, die Here gaan nie vir jou 'n pity party gee sodat jy beter moet voel nie. En ek besef daar's baie tegnieke en daar is baie beradingstegnieke wat 'n mens hier kan byvoeg om jou te help om deur 'n proses te gaan. Maar wanneer ons toelaat dat die Here ons help, gaan hy ons optel vanuit daai gat waar ons is en hy gaan ons lanseer op dit wat hy graag wil hê ons moet doen. Want weet julle wat gebeur met Jona? Hy kom by die plek en hy doen sy werk en die Here gebruik hom kragtig om 'n hele stad om te draai. Elia, hy staan op en hy salf 'n ander koning of ander konings in die plek van Juda in Israel en as konings en daardie manne word konings en hy roep vir Elisa op en Elisa, hy sit sy mantel om Elisa en Elisa leer by hom en hy stap saam met hom en sy werk hou nie op nie. Sy werk gaan net verder. As ons gaan kyk na Jakob ontmoet sy broer en nie net het hy sy broer ontmoet en in vrede saam met sy broer verder getrek nie. Hy het ook die stamvader geword. As ons daarna kyk van Israel, want uit sy 12 seuns het die verskillende stamme van Israel ontstaan. En Dawid, wel nie lang hierna nie, het Dawid koning van Israel geword. Het God hom totaal en al herstel. En die belofte en die roeping, al was dit 'n goeie 15 jaar later, het hy die koning geword, nie net oor Israel nie, maar oor Juda ook. En ek wil vanoggend afsluit met hierdie skrifgedeelte. In 1 Korintiërs 10 vers 13, kom Paulus en hy sê iets baie interessant. Hy sê, geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou. So weet vanoggend, geliefde, as jy in 'n moeilike plek is, waar jy voel jy wil vlug, of waar jy voel jy wil net doodgaan, of waar jy voel jy wil alleen wees, of waar jy voel jy wil God gaan soek, weet dat daar's geen versoeking te swaar wat God jou nie meer kan help nie. Daar's geen uitdaging te groot wat God nie vir jou die krag kan gee om daar deur te gaan nie. Hy sê dan in die tweede deel van hierdie, hy sê maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So net soos wat hy hierdie manne gehelp het in hulle tyd van nood, sal hy ook jou help in jou tyd van nood, sodat jy, wat ook al die uitdaging mag wees, sal kan verdra. Kom ons sluit die oor. Here, baie dankie dat ons vanoggend net kan weet, Here, dat U het planne met elkeen van ons, Here, en U planne is hoopvolle planne en 'n hoopvolle toekoms. Here, U planne is dat ons impakmakers sal wees vir U. Here, 'n verskil maak na buite, maar Here, ons
Ons almal is deel in hierdie lewe. Ons almal is deel van hierdie gebroke wêreld en ja, die goed werk nie altyd soos ons dit wil hê nie. Here, en dit bring ons baie keer op 'n plek waar ons werklik waar ons fokus verloor. Dit bring ons op 'n plek waar ons werklik waar moedeloos raak en net nie kan sien hoe om vorentoe te gaan nie. En ek wil volgende bid, Here, dat U ons sal help. Here, dat U ons sal lei. Heilige Gees, dat U elkeen van ons, ek weet nie waar almal is of watter plek hulle is nie, Here, maar elkeen van ons, ongeag op watse plek ons huidiglik is, Here, of ons wil weghardloop, of ons wil wens ons wil doodgaan, of ons net alleen wil wees, Here, en of ons U soek om onsself daar in U teenwoordigheid te versterk. Here, dat U vandag by ons die deurbraak sal gee, sodat ons in die oorwinning sal staan wat U vir ons begeer en bestem. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie dat ons volgende kan weet. Here, en hier is dalk 'n man of 'n vrou in hierdie plek volgende wat voel, Here, ek kan net nie meer vorentoe nie. Ek kan net nie meer aanhou nie, dit is my net te swaar. En ek bid volgende, Here, dat U by daardie persone sal stil staan. Heilige Gees, dat U deur die Gees en deur U krag in daardie mense se situasie sal inwerk. Maar Here, dat U soos met Jona, Here, dat U soos met Elia, soos met Jakob, soos met Dawid, Here, ook daar die uitkoms sal gee. En ons sê vir U dankie, Here. Dankie dat ons kan weet dat ons weet dat ons weet. U is met ons, U help ons, U lei ons en U dra ons. Here, en hier waar ons nou aan die einde van hierdie diens gekom het, Here, en waar ons gaan uitbeweeg en huis toe gaan, bid ek, Here, dat U hand oor elkeen sal wees, dat U ons sal help, dat U ons sal lei in hierdie week wat voor ons is, Here, sodat ons werklik waar ons ook al gaan, 'n verskil en 'n impak in U naam sal maak, en ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, die koffiehuis is oop, so gaan kry gerus 'n lekker koppie koffie.